Goeiedag, baie welkom by hierdie podcast. Hier word jy uitgenooi om op 'n reis te gaan. Dis die reis na die hart toe, om jou hart te vind en vanuit jou hart uit te leef. Ons noem dit die pad van die hart. Ek is in 'n restaurant een aand en daar kom 2 paartjies in en hulle het elkeen 'n klein babietjie by hulle. En deur die loop van die aand begin albei babietjies te huil. Maar die ouers hanteer dit totaal anders. Die een vrou is baie ongemaklik met die kind wat begin te huil. Ek kan sien, sy kyk rond en sy voel sy wil niemand steur nie, seker, ek weet nie wat sy dink nie, maar sy is baie ongemaklik dat die kind huil. Sy vra haar man dadelik om te help en hy lê oor en hy vat koors en hy stel voor, trek die baadjie uit, miskien kry die kind te warm. Sy sê nee, net hou dit aan. En sy raak al hoe meer ontsteld, dat die kind nie bedaar nie. En sy staan op, en sy praat kliphard met die kind. Ons het 'n paar meter van haar afgesit, maar ons hoor duidelik, en sy sê vir die kind, hou nou op huil. Wat is fout met jou? En sy tel die kind op, en sy loop uit die restaurant uit met die kind. Die ander paartjie gaan heel lekker aan, en gesels baie gemaklik. Toe die kind begin huil, is hulle rustig oor die kind wat huil. Hulle draai na die kind toe, kyk of daar dalk iets is wat die kind nodig het, en hulle gaan aan, gesels. Na 'n rukkie tel sy die kind op, want die kind hou aan met huil. En sy druk die kind styf teen haar vas, en sy sus hom. Sy soen hom 'n paar keer op die voorkop, hy hou aan huil. En later kom die kind tot bedaring, en sy sit die kind neer. En ek kon nie help, op daai oomblik, om te dink aan 'n groot metafoor wat Dawid vir ons gee, oor ons siele nie. Dawid sê, ons siel is soos 'n kind, soos 'n klein babietjie. Hy sê, en hy het geleer om met hierdie babietjie om te gaan, en hierdie babietjie stil te maak. Dis nou 'n uitnodiging, om na jou siel te kyk, as 'n kind, as 'n klein babietjie, en so om te gaan met jou kind. Een van die eerste goed wat ons leer met kinderopvoeding is, dat elke keer as die kind huil, beteken dit nie noodwendig dat daar fout is met die kind nie. Dit is deel van kind wees. 'n kind moet deur dit gaan. 'n kind het nog nie begrip nie. 'n kind word gebore sonder selfbewussyn. Dis die oortuiging wat opvoedkundige sielkundiges het. En eers hier op 18 maande raak jy selfbewus. Kom die ek tot stand. En dis hoekom ons praat van die terrible twos. Jy weet, want dis ek. Nee, ek sal nie, myne, los uit. En is baie goed dat daai sin van die self tot stand kom. En die kind moet 'n taal kry en aanleer om woorde te gee, om sy ervaring te kan struktureer en te kan uitdruk en te kan sê. Dit is 'n hele lang pad om uiteindelik daarby uit te kom. Maar as baba verstaan jy dat hy nie kan verstaan nie. En dit help nie eintlik om met die kop te kom en vir die baba te sê, maar dit is wat jy behoort te doen nie. So word jy uitgenooi en word ons uitgenooi. Wat is jou ingesteldheid teenoor jou siel? Teenoor die feit dat jy omgekrap raak, ontsteld is, nie tot bedaring kan kom nie. Wat is jou ingesteldheid? En wat is jou geneigtheid? Wat doen jy? Praat jy in met jouself en raak jy ontsteld met jouself dat jy ontsteld is? Dis 'n baie interessante ding, wat die sielkundiges van Oxford en Cambridge in die kognitiewe terapie stroom gevind het in hulle navorsing. Die persone wat probeer om hulle emosies en emosionele gemoedstoestand te hanteer met hulle koppe, vererger die meeste van die tyd dit wat in hulle gebeur, en dit wat hulle in die gang is. Want nou het jy nie net 'n probleem nie, ek is ontsteld nie, jy het nou 'n probleem, omdat jy 'n probleem het. Dis nog erger.
Daar's dinge wat ons nie met die kop kan hanteer nie. Net soos wat dit nie help om vir daai kind te sê, hou op huil nie, en vir daai kind te beveel, en vir daai kind te vra, maar wat's fout met jou nie? Dit is by die kind se begrip. Dit help nie. So wat is jou geneigtheid? En baie van ons is geneig om na die kop toe te gaan. Dis die plek waar ons bly, en so probeer ons om alles in die lewe te beheer, te hanteer, te analiseer, sodat ons 'n greep daarop kan kry. Maar wanneer dit kom by die sake van die hart, is dit heeltemal iets anders. Kyk, as ons ook ingestel is daarop dat ons die heeltyd moet goed voel, en die kind behoort nie te huil nie, as hy huil, dan is daar fout. Dan maak jy kind groot, met die gevoel dat, ja, in die lewe alles moet gemaklik wees. Alles moet goed wees. Dit is negatief om negatiewe emosies te beleef en ervaar. Maar die waarheid is, jy het nie beheer daaroor nie. Dit gaan jou pad langs kom en jy gaan wakker word met 'n gemoedstoestand, met denke wat nie goed is nie, wat verkeerd is, wat ongemaklik is. Dis deel van die baba se groot word. Dis deel van die baba se ontwikkeling. As jy so groot word en jy dink so en ongelukkig, is baie van ons gekondisioneer en dit is ons lewensbeskouing. Dit behoort altyd goed te gaan en as dit nie goed gaan nie en ek voel nie lekker nie, dan is 'n groot fout. Kan jy dit aanvaar? Kan jy die baba aanvaar? Kan jy die aard van die siel aanvaar as 'n babatjie wat baie keer onrustig raak, ontsteld is, bekommerd is? Kan jy dit aanvaar? En kan jy dalk soos hierdie ma wat die kind optel, omgaan met die baba, fisies, psigies, sis hom, sy praat ook met hom, rustig, alles is okay, ek's lief vir jou. En sy gaan om meer met haar hart, met haar intuïsie, met haar aanvoeling, met haar emosies, met haar liefde, as wat sy bloot net uit die kop na die baba toe kom. So, dit is die uitnodiging, om bewus te raak van die feit dat jou siel soos 'n baba is. Wat is jou ingesteldheid? Is jy primêr negatief? En wat is jou geneigtheid? Kan jy dit agterkom in jou? Ons kan saam bid. 'n Manier van bid wat ons kan help. En wat ons help om by ons harte uit te kom. Raak stil, sit stil. Gemaklik en probeer so stil as wat jy kan wees, te wees vir die tyd wat jy nou bid. Haal diep asem. Vir 'n paar keer. Assosieer jou asemhaling dadelik as 'n geskenk van God af. Die Bybel leer ons, hy gee jou asem. Hy het dit nie net vir jou gegee nie, hy gee dit nou vir jou. Hy werk nou in jou, hy is in jou, hy is met jou. En dan kan jy klank by jou asem sit, en met die lug wat inkom en uitgaan. En jy kan hom vra, Here, help my. Here Jesus, wees my genadig. Want dit wat jy nou wil doen, kan jy net doen deur sy krag, deur sy energie, deur sy werking in jou lewe. So jy vra hom nou daarvoor. Nadat jy hom gevra het, kan jy stil word, wees net stil. So goed is wat jy kan. En jy gaan agterkom dat jou gedagtes begin te dwaal. Dis 'n wonderlike goeie oomblik. Jy's bewus nou daarvan. En nou kan jy een stappie verder gaan. En let op jou ingesteldheid teenoor jou denke. Wat doen jy? Is jy dadelik teen dit?
Is jy ontstel daaroor? Voel jy dadelik, ek moet dit hanteer, ek moet iets doen daaromtrent? En wat is jou geneigtheid? Dink jy dadelik in 'n oplossing, ek moet dit doen, ek gaan wegkom van dit af? Kom agter. Of jy dit dalk ontken, dit jou manier is. Of jy onderdruk dit net. Nee, ek gaan net aan. Ek gaan geen aandag daaraan skenk nie. Ek ignoreer dit. Al hierdie maniere bevorder glad nie geestesgesondheid nie. Maar raak net eers bewus daarvan. Moet dit nie beoordeel as goed of sleg nie. Raak net bewus van hoe dit is. En dan praat jy weer met hom daaroor. Sê vir hom iets uit jou hart uit. Miskien wil jy sê, ek jammer, help my. Miskien wil jy net vir hom vra dat hy jou sal lei, op 'n pad en 'n manier sal gee, om met die baba om te gaan. Deur die dag kan jy 'n paar oomblikke neem, en net vir 'n oomblik bewus raak. Jy haal net diep asem, jy gaan weer deur hierdie pad na die hart toe, en jy kom agter net, wat dink ek, en wat voel ek nou? Wat is my ingesteldheid? Gee dit vir die Here, praat met hom daaroor. Ons is op 'n reis. En dis die pad van die hart wat ons probeer volg. En ons probeer in die ou tradisie, die maniere agterkom van dink en van doen, van leef uiteindelik, wat ons help om by ons harte uit te kom en vanuit ons hart uit te leef. En dit is dikwels meer 'n aanvoeling. In die Engels is it's more caught than taught. Wat jy snap, wat jy agterkom. Maar nou is ek daar. En die lewe is heeltemal anders. Ek kan nie help dat die babatjie begin huil in my nie. Ek het nie beheer daaroor nie. Maar ek het keuses wat ek kan maak, wat ek doen en hoe ek dit doen. So raak bewus daarvan dat jy dink en dat jy voel. Raak bewus van jou ingesteldheid en jou geneigtheid oor hoe jy dit probeer hanteer. Ons gaan volgende week verder met hierdie reis. Totsiens.